Nou ja, geliefdes, ons het laasweek ons so 'n bietjie gesels oor die gedagte van die oorblyfsel of dan die remnant, wat hulle in Engels sê. Nou aanleiding van die vraag wat daar so baie in die afgelope tyd is van, waarheen is die kerk op pad? Wat is met die kerk gebeur? Besig om te gebeur? Hoekom is daar nie meer bekeerings nie? Hoekom word kerke al leer, maak baie kerke toe ensovoorts. In Amerika, Europa word kerke deesdae vir allerlei ander goed gebruik behalwe as kerkgeboue. Mense vra, hoekom, wat is besig om te gebeur? Is die kerk besig om te verloor? En ons het verlede keer 'n bietjie gesels oor die gedagte van die oorblyfsel wat reg deur die woord van die Here na vore kom. En baie mense mag dit miskien as negatief beleef. Mag hulle miskien moedeloos maak. Baie mense kan dit gebruik as verskoning. Waarom nie meer kerk toe gaan nie? Liewer in 'n klein groep bymekaar kom of wat ook al hulle redes mag wees. Maar die woord van die Here is baie spesifiek oor wat met die kerk in die laaste dae gaan gebeur. En dis alles behalwe 'n verlore slag. Inteendeel, Jesus het beloof in sy woord dat God het die kerk gebou en hy sal die kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig. Dis God se belofte. So, ons hoef nie te vrees oor wat van die kerk gaan word. God het 'n plan met die kerk. 'n baie spesifieke plan. Maar daai plan is dalk nie wat ons gedagte het. Daardie plan is dalk nie soos ons verwag dit moet wees nie. En ongelukkig het die kerk die afgelope 2-3 dekades, 20-30 jaar, verskriklik bederf geraak met groot makrogemeentes. En het almal begin dink, dis waar jy die kerk op pad is. Die kerk gaan hierdie magtige organisasie word wat die wêreld gaan oorneem. Dis nie God se woord nie. Dis nie God se prentjie nie. Dit was 'n fase in die kerk bestaan wat God toegelaat het met 'n rede waaroor ek nie nou wil praat nie. Maar die tyd van die makrokerk is verby. Dit het gestop met COVID. Daar is nog 'n paar makrogemeentes, daar is nog gemeentes wat groot gemeentes is en word. En dit sal seker altyd daar wees, maar dis 'n ander onderwerp. Die feit is, as ons kyk na die woord van die Here, is die woord baie duidelik daaroor, dat in die laaste dae gaan die kerk nie oorblyfsel wees. Gaan die kerk oënskynlik, nou ek het laas keer ook gesê, lyk in aanhalingstekens, asof hy kleiner word, maar dis nie waar nie. Die kerk van Jesus staan sterk, en is besig om te groei as sien ons dit nie. Want die kerk bestaan nie uit gebou nie. Die kerk bestaan nie uit groot evangeliste nie. Die kerk bestaan nie uit magtige predikers nie. Die kerk is jy en ek. Die kerk is daar waar jy en ek elke dag is. Dis die kerk. En met daardie kerk het God 'n groot plan. En ek wil vanmôre die eerste deel van 2 boodskappe graag met u deel. En ek wil regtig vra dat jy moet nou nie net na vandag, want vandag is meer 'n leer. Volgende week gaan meer oor die prakties van waaroor ek vanmôre gaan praat. Maar ek wil hê jy moet vanmôre saam met my lees in Openbaring. As jy die Bybel byderhand het, blaai saam met my in Openbaring hoofstuk 11. In Openbaring hoofstuk 10 verklaar die engel dat die tyd baie kort geword het. En dan kom hy in Openbaring 11, dan sê hy die volgende. Toe is daar vir my, dis vir Johannes, toe is daar vir my 'n meetstok gegee, wat soos 'n scepter lyk, die nuwe vertaling sê soos 'n stok. En daar is vir my gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar, en die mense wat God daar aanbid, meet hulle. Maar die voorhof wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is.
En hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Ek sal aan hulle met 2 getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig, dis 3,5 jaar. Hulle is die 2 olyfbome, en ook die 2 lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit, en verteer hulle vyande. Klink dit soos 'n verlore gade kerk. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en die aarde met allerhande plaae te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse dieptes uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en, wat sê die woord van die kerk, en hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank daar sien lê, en nie toelaat dat hulle begrawe word. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood, en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie 2 profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuisting. Na die 3,5 dag het daar egter asem en lewe van God af in hulle ingekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Dis een van die groot bewyse vir die weggaan. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar, en hulle vyande het dit gesien. Hierdie is 'n profetiese woord wat God vir Johannes gee oor die kerk van Jesus Christus in die laaste dae. En soos ek sê, vanmôre wil ek graag met u oor die eerste aspek daarvan gesels, en dan volgende week oor die tweede aspek. Die eerste aspek kry ons in vers 1 en 2. En ek noem dit die plek van die kerk aan die einde. En gaan aan vir my gaan asseblief. En dan volgende Sondag die rol van die kerk, jy en ek, aan die einde. Gaan ons vir my aan asseblief Gawie. En dan bly ou jong net daar. Ek wil vanmôre met u oor die eerste aspek praat. Die eerste aspek oor die maatstok en die stand. Die maatstok en die stand. Hier kom God en hy praat met Johannes en hy gee vir Johannes 'n maatstok. En hy lyk soos daardie maatstok wat jy daar sien. Daai stokke, of baie keer as jy by die klerewinkels kom, dan klop die toonbank so 'n metaal of 'n koper maatstok, waar volgens hulle die materiaal afmeet. Dis wat hiervan gepraat word. En die engel gee hierdie, God gee vir Johannes hierdie maatstok, en hy sê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar en die mens wat God daar aanbid. Maar die voorhof van wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitklaar en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is, en hulle sal die heilige stad 42 maande of dan 3,5 jaar vertrap. Nou, om hierdie beeld te verstaan, moet jy verstaan hoe werk die tempel. Die tempel van Israel het bestaan uit die allerheiligste
Dit was in die allerheiligste. En in die allerheiligste mag net die hoë priester een keer per jaar ingaan, niemand anders. Dan rondom die allerheiligste was daar 'n gedeelte wat bedoel wat hulle genoem het die heilige, wat dan soos ons nou vandag in die kerk is. 'n Gedeelte van die tempel waar die Jode kon ingaan om God te aanbid en offers te bring en dis meer en die priesters vir die volk ingetree het. Dit was die heilige gedeelte rondom die allerheiligste. En dan rondom die heilige gedeelte was daar 'n derde gedeelte, die derde sirkel as ek dit so kan noem, of gedeelte van die kerkgebou, die tempel, en daar kon die heidene ingaan wat God erken het. Wat saam met die Jode 'n pad gestap het en die Joodse geloof aanvaar het. Hulle kon in die voorhof ingaan en hulle kon daar ook offers bring en God aanbid, maar hulle mag nie in die heilige ingaan nie en hulle mag beslis nie in die allerheiligste ingaan. En dan rondom hierdie 3 sirkels, as jy dit so kan stel, was dan die res van die stad. Die res van Israel en die res van die heidene. En dat is baie interessant, dat reg in die Bybel kry jy hierdie gedagte, dat omdat Israel God aanbid het in die heilige en die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het en vir 'n versoening gaan doen het een keer per jaar, omdat die Israeliete daardie deel van die tempel erken in die allerheiligste, die heilige, daarom het God die voorhangsel en die stad geseën. Terwille van hulle wat daar binne is. En dit is presies dieselfde konsep wat jy die afgelope 2000 jaar gekry het. Dat omdat die kerk Jesus erken het, omdat die kerk Jesus aanbid het as die seun van God, omdat die kerk mense was wat Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, het God deur die kerk die wêreld geseën. Het hospitale ontstaan, het skole ontstaan, het welzynsorganisasies ontstaan, het sendingaksies ontstaan, en so meer, en was die wêreld geseën as gevolg van die Christen. Dit was die afgelope 2000 jaar. En dit was 'n wonderlike tyd vir die kerk. Daar was die op en die af, daar was die verdrukkingstye in die wonderlike tye, daar was die herlewings, maar ook die afval. Dit het alles deur hierdie tyd plaasgevind, maar deur dit alles was daar altyd die oorblyfsel, die groepie gelowiges, die ware kerk wat getrou gebly het. En dis daardie oorblyfsels wat uit sal gaan tot by Jesus se wederkoms. Daardie groepie in die allerheiligste en die heiligste, want onthou, nou is daar nie meer 'n allerheiligste nie, maar die voorhangs het geskeur. Christus het vir ons finaal ingeklamp en die finale offer gebring, so die allerheiligste en die heiligste het nou een geword, en dis waar die Christene is. Die kinders van die Here, die ware aanbidders wat in gees en waarheid aanbid, en terwille van hulle het God die wêreld geseën. Maar nou kom God, en God gee vir Johannes, en die engel gee vir Johannes hierdie maanstilstorm. En hy sê, gaan meet bietjie vir my daardie oorblyfsel. Gaan meet bietjie vir my die allerheiligste en die heiligste. Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God aanbid. Gaan meet hulle. Gaan vind uit wie is die ware oorblyfsel. Gaan vind uit wie is die ware aanbidders wat in gees en in waarheid aanbid. Gaan meet hulle. Gaan kyk wie is hulle. En mag ek my verstout om te sê, die engele is nou besig om dit te doen. God is besig om die oorblyfsel te meet. God is besig om die ware kerk eenkant te sit. God is besig om hulle wat werklik met God
God se saad, met God se hart en God se wet wat David van gepraat het, die gebooie van God, en asseblief, dis nie die 10 gebooie nie, dit gaan oor baie meer as dit, jy weet dit. Maar die wat werklik besig is met God se gebooie en wat werklik getuies is van die waarheid wat Jesus kom openbaar het. Onthou nie, dit was die 2 kenmerke van die oorblyfsel. Hy is besig om dit te weet. En ek dink ek is nie ver verkeerd as ek sê, COVID was die begin van my maatskap. God begin om dit die wat aan hom behoort en opregte, toegewyde aanbidders is, sy besig om te meet. Maar luister wat sê vers 2. Dis wat interessant is. Maar die voorhof, daar waar die heidene kom en ook aanbid, daar waar die Jode kom wat nie getrou was aan God nie, daar waar die mense wat so nou en dan besef, hoor nie, my saak is nie reg met God nie, kom maak hy gou reg, of is dit 3 maande, dien in die Here, en dan gaan hy maar weer met sy lewe aan. Dis daai ouens. Die ouens in die voorhof. Die ouens wat nie ernstig met God is nie. Mense wat koud geword het, afgedwaal het, waar hulle eie ek te groot begin raak het, waar hulle veel ander begin oordeel en veroordeel het. Daai ouens daar die voorhof, luister wat sê hy. Maar die voorhof buitekant die tempel, die ouens wat nie by die altaar besig is nie, en wat nie in die tempel is en met God besig is nie, daar die ouens in die voorhof buitekant die tempel, moet jy heeltemal uitlaat. Moet jy hulle weet nie. Wow. God sê die laaste dae gaan daar baie kerkgangers wees wat gaan uitval. Gaan baie mense wees wat dink hulle is reg, wat so once in a blue moon die voorhof gaan besoek, wat gaan ontdek, ek is nie deel van die wat gemeet word nie. En dan sal die heilige, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee word. Mense, jy moet mooi hoor wat die woord van die Here sê. Die woord sê, God sê vir Johannes, daar gaan 'n tyd kom wat 'n deel van die kerk vir die heilige gegee word. Hoor jy? In die laaste dae gaan daar mense wees wat dink hulle is reg, maar hulle gaan vir die heilige gegee word. Sien ons dit nie gebeur nie? God, Jesus het gesê, pas op in die laaste dae, gaan baie van die waarheid wegval. Dis wat besig is om te gebeur. God is besig om te meet, en die wat nie deel is van die tempel en die heilige nie, gaan nie gemeet word nie, hulle gaan oorgegee word aan die heidene. En hulle sal die heilige stad 42 maande, 3,5 jaar, as jy nou 'n bietjie meer weet van die 7 jaar van die einde, die eerste 3,5 jaar, dan die weggaan, en dan die tweede 3,5 jaar, alhoewel daar baie verskil van meer en daaroor is. Maar na die eerste 3,5 jaar, gaan die bok en die skaap geskei word. Gaan die wat by die tempel en by God is, gemeet word, en die res gaan aan die heidene gegee word. En ek praat van die kerk, nie van sondags nie, ek praat van die kerk. Dis waarom daar die oorblyfsel gaan bly. Die oorblyfsel is die wat gemeet word, en getrou bevind word. Vanmôre is dit die vraag, geliefdes, waar vind ons onsself vanmôre as Barisos gemeente? Waar vind ons onsself vanmôre as kinders van die Here? Is ons deel van die oorblyfsel? Is ons deel van hulle wat gemeet word, omdat ons besig is om God te aanbid, omdat ons by die altaar is, omdat ons aan Jesus vashou, omdat ons sy gebooie bewaar, omdat ons getuienis is van die waarheid van Christus Jesus, is ons deel van die wat gemeet word.
of gaan ons uitval en deel word van die heidene? Maar die realiteit is, binne die kerk vandag, is daar mense wat sê ons in die Bybel nie meer nodig nie. Binne in die kerk. Binne in die kerk is daar mense wat vandag sê, ag, dis net mitiese stories om ons daar net morele waardes te gee. Binne in die kerk. Binne in die kerk is daar professore wat seker dele van die Bybel uithaal en sê, ag nee wat, dis mitiese oorleweringe wat maar net so met die vertellings van die volke deel geword het van die Bybel. En 'n baie goeie voorbeeld is Jona in die vis. Dis binne die kerk. Die kerk is besig om gemeente te word. En jy en ek moet besluit, wil ek deel wees van die oorblysel, of gaan ek uitval saam met die heidene? Binne die kerk vandag is daar mense wat norme begin bevraagteken. Wat vroeër verkeerd was, is nou reg. So bitter hartseer. Een van die mense met wie ek gepraat het oor die Bybelete. Mense wat in die kerk het. Mense wat groot geword het onder die kerkbanke. Want is het belangriker dat hulle dogtertjie 'n Paaslas byeenkoms gaan bywoon, goeie Vrydagoggend en Bybellees, as dat hulle in die kerk is. Dis die tyd van ons lewe. Mense wat in die voorhof is en wat gaan uitval. Ek sê dit met die grootste pyn en hartseer, want ek wil nie, net soos God nie wil hê dat iemand verloor gaan. Ek wil nie iemand moet daai meetproses mis nie. Maar dit is jou keuse. Jy wat moet kies vanmôre, kerk van Jesus Christus, kerk van Parijsos, kerk jy en ek. As my kies, waar gaan God my vind wanneer hy maatstaf by my verbykom? By die altaar in die tempel of in die voorhof? En asseblief, dit gaan nie daaroor dat jy heel lang in die kerk moet sit nie. Dit gaan nie oor gebouwe nie, dit gaan nie oor sitplekke nie. Dit gaan oor is ons die kerk van Christus daar buite. Gaan ons getrou bevind word met dit wat God ons geroep het. Ons getrou bevind word met die gawes en talente wat God aan ons toevertrou het. Is ons besig om Christus te verheerlik met wat ons doen? Of gaan ons in die voorhof ontploeter en ons self sis en sê, ag, ek was daar maar 10 weke laas in die kerk. Waar is ons vandag? Is ons deel van die oorblyfsel of ons deel van hulle wat oorgegee gaan word aan die heidene? So terloops, dis die enigste rede waarom Jerusalem vandag nog staande bly. Is dat Jerusalem moes lang alweer verwoes gewees het, maar net as gevolg van die tempel wat herstel moet word. God beloof het. Maar vandag in die voorhof, wat staan in die voorhof van die tempel? Weet julle? Die gouden koepel van die moslems. In die voorhof, reg langs die tempel. Dit is 'n pragtige sinnebeeld van presies wat hier besig wil gebeur. Maar God sê nog altyd vir Jerusalem. Maar dat tyd gaan verbygaan. Dan gaan 'n dag kom wat God gaan weet en sê tot hier toe nie verder. En vanmôre is die vraag, jy en ek, is ons nog die rede waarom God ons buurt seën? Is ons die rede waarom God Port Elizabeth seën? Is Parijsos gemeente die rede waarom God ons familie seën? Kan ons regtig sê, Here, seën my familie, want
want ek is by die altaar. Al dien jou familie nie die Here nie. God kyk na die mense wat die Here van die oorblij staan en wat hom bid in gees en waarheid. Hulle gaan gemeet word. Hulle gaan roem ontvang. Hulle gaan kroone ontvang. Hulle gaan die hemel toe gaan saam met Jesus. Want jy het gelees ons gaan volgende week daarby kom. Want na 3,5 jaar, nadat die getuies klaar gelewe is, nadat hulle dood gemaak is en na 3,5 dae weer lewendig gemaak is, gaan hulle weggeruim word, weggevoer word, om by hulle Jesus te wees, wat hulle aanvaarbaar gaan vind nadat hulle gemeet het. As 'n versie daarmee sluit ek af. Die woord van die Here sê, jy is gemeet, maar jy is te lig bevind. Maar is ons, as God ons vandag moet meet, hoe gaan ons bevind word? As God vanmorgen na ons harte moet kyk, ons gesindhede moet kyk, ons liefde moet kyk, ons omgee moet kyk vir mekaar. As God vanmorgen moet kyk, moet bewaar ons sy gebod van die liefde. As God vanmorgen na jou en my moet kyk, op wat mate openbaar jy en ek die waarheid van Christus. Gaan ons dit maak? Ek het hulle gemeet. Die wat by die altaar was, het ek aanvaar. Hulle wat in die voorhof was, het ek oorgegee aan die einde. Waar staan jy